Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Dinsdagoggend. Ja, ek wil sommer vra dat jy ook vir ons bid. Ons het ons KZN predikante konferensie. Bid dat dit 'n mooi en 'n geseënde tyd mag wees. En ook vir almal wat op die pad is. Ons lees vanoggend verder in Johannes 14. Dis nie iets waarmee moderne mense altyd gemaklik is nie. Dis nie iets wat hulle altyd wil hoor nie. Maar julle, dis die evangelie. En ons kan nie 'n kompromie hieroor aangaan nie. So kom ons lees dit, dan gaan jy verstaan wat ek bedoel. Vanaf vers 4 tot 6. Julle ken die weg na die plek waarin ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Vriende, dis so eenvoudig as wat dit is. Daar is nie 'n ander manier om hemel toe te gaan nie. Daar is nie 'n ander manier om na God toe te gaan nie. Daar is nie 'n ander weg nie. Jesus is die enigste weg. Hierdie is natuurlik ook een van die ek is uitsprake of ego eimi uitsprake, as jy na die Grieks toe gaan, waar Jesus bevestig dat hy God is. Hy is die weg. Jy kan deur die Here Jesus Christus kom jy by die Vader uit. Maar sonder Jesus is daar nie 'n ander manier nie. Jy kan nie deur jou eie dade nie. Jy kan nie deur sekere rituele te gaan volg, sekere feeste te vier, sekere goeie dade te doen nie. Die enigste manier hoe jy by God uitkom, is deur die Here Jesus Christus. Sluit ons dan alle ander gelowe uit? Ja. Ja, ons doen. Maar julle, dis die evangelie. God het die Here Jesus gestuur om in ons plek aan die kruis te sterf. Dis hoe hy die mensdom kom red van hulle sonde en van hulle skuld. Daar is nie 'n plan B nie. Daar's nie nog 'n manier nie. Hierdie is die enigste pad. Glo in die Here Jesus en jy word gered. En jy ontvang die ewige lewe as 'n geskenk uit die hand van die Vader. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die sekerheid wat hierdie teks gee. Maar ja, Here, in ons leef in 'n tyd wat baie mense nie hierdie absolute waarheid wil aanvaar nie. So help ons om dit op 'n manier oor te dra en dit op 'n manier te lewe dat die wêreld mag hoor. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy baie mooi, mag jy 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.